In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Amen. Die Here groet ons genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here met nog 2 liedere, lied 353, die baie bekende, die Heiland is gebore, soos eeuwe reeds voorspel. Daar in die stad van Dawid word hy Immanuel. Ons sing lied 353, al 3 verse en dan ook lied 345, die eerste 2 verse. Skriflesing, 'n kind is gebore, hy is wonderbaar, raadsman en sterkte, God en vors van vrede. Ons is nou vandag by die 4de Adventsondag. Elke Adventsondag het dan 'n tema en vandag se tema is liefde. Verlede Sondag was dit vrede
Ek kan die tweede nie onthou nie, die eerste Sondag is hoop. Ek wil daarom lees in 1 Johannes 4, waar ons lees, geliefdes, ons mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God, en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het aan die wêreld gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. En as ons dan nou vandag oor liefde dink, dan lees ons hier en ons weet dit, ons kan nie self uitdink wat liefde is en hoe om lief te hê nie. Maar God wys dit vir ons in sy seun wat mens geword het en uiteindelik sy lewe aan ons gegee het. Ons gaan dan nou lied 334 sing, die baie bekende God is liefde, juig ons harte. Julle kan sommer sit terwyl ons dit sing, dan doen ek daarna 'n gebed. Ons lees daarvan soveel kere in u woord. En ons beleef dit elke dag wat u vir ons gee. Op so baie maniere hoor en sien ons dat u ons liefhet. En ons is nou in die adventstyd, die tyd waarin ons dink aan die koms van Jesus na hierdie wêreld. En weer sê u vir ons dat u liefde is. Ja, ons wil baie keer onsself slim hou en self uitdink wie ons sal lief hê, en ook baie keer wie ons sal lief hê. Maar u het vir ons dit kom wys, dat u die wêreld lief het, elkeen van ons. U maak geen onderskeid nie. U stort u liefde op elkeen van ons uit, en ook op so baie ander mense op die hele wêreld. Ja, u het die wêreld lief, elke mens, en die wêreld wat u geskep het. Help ons om opnuut bewus te wees van hoe groot en wonderlik u liefde is. Paulus skryf daaroor in Efesiërs 3 as hy sê, mag ons besef hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en hoe diep die liefde van God is. En Here, as ons iets daarvan verstaan, terwyl ons dit beleef, dat ons meer en meer sal lief hê, soos wat u ons lief het. Ja, dit klink vir ons onmoontlik, maar omdat ons aan u behoort en omdat u Heilige Gees in ons woon, stel u ons in staat om draers van die liefde te wees. Dankie dat u in hierdie tyd opnuut vir ons kom sê, u seun het mens geword, omdat u vir elkeen van ons en vir die hele wêreld so lief het. Dankie dat u in u liefde vir ons u woord gee, dat ons dit kan lees en daarna kan luister, dat ons saam daaroor kan dink. En dankie Here vir die geleentheid, vir die kans om weer hier as gemeente by mekaar te kan wees. Ja, ons weet daar is lidmate wat met verlof is, wat weg is. Ons
bid dat U ook by hulle sal wees, dat U elkeen veilig sal hou, en ook vir ons wat hier is, dat ons veilig sal wees. Dankie dat ons nou saam kan luister na U woord. Mag ons regtig hoor wat U deur U Gees vir ons wil sê. Amen. Ons gaan verse lees uit Jesaja 8, vers 23 tot dan in hoofstuk 9, vers 6. Die opskrif is: 'n seun is gebore. Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie. In die verlede het die Here die gebiede Sebulon en Naftali verneder, maar in die toekoms sal hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in U teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd. Soos hulle juig wanneer hulle buit verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het U die juk verbreek wat op die volk gedruk het. Die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldateskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit, en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig, en in stand hou, deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige sorg. Ons lees net hierdie verse, die baie bekende vers 5, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Ons ken die uitdrukking, dis nag. En as ons is nou gelukkig vir 'n lang tyd gespaar, maar as ons 'n bietjie terugdink aan beerdkrag, dan het dit soms sommer net in 'n oomblik, baie keer het hulle vir ons gesê, daar gaan beerdkrag wees, maar ander kere, in 'n oomblik, is dit skielik donker, nag. Maar soms beleef ons 'n situasie in ons eie lewe, en ook in die omstandighede van die wêreld rondom ons, dat ons dink, of dat ons beleef, daar is nie uitkomkans nie, daar is nie lig in die tonnel nie. Dis asof alles in daardie situasie net donker is. Dit kan 'n persoonlike ervaring wees, of dit kan iets wees in die wêreld of in ons land, wat ons so laat voel. As iemand met kanker gekonfronteer word, dan beleef die persoon dikwels in daardie oomblik en daardie tyd, dat dit donker is. As ons dink aan die oorloë in die wêreld, in die Oekraïne, in Israel, in Afrika, op baie plekke in die ooste, vir daardie mense is dit nag, dis donker, dis asof dit net nie wil ophou nie, daar kom net nie 'n einde aan nie. As ons dink aan die situasie in ons land met korrupsie, met geweld, dan is dit asof daar ook nie einde aan dit kom nie. Die volk van die Here, waarvan ons hier gelees het ook beleef, 'n donker tyd beleef. Dit het vir hulle selfs gevoel asof die Here hulle verlaat het. Vers 1 van hoofstuk 9 sê, die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Dit het vir die volk gevoel, die Here is nie meer by ons nie. Die profeet sê, ek vertrou op die Here, wat hom vir die nageslag van Jakob verberg. Dit was regtig vir die volk asof, en ook vir die profeet, asof die Here homself weghou van sy volk. Maar die profeet sê, ek hoop op hierdie God, wat ons beleef asof hy weg is. Baie keer is die nag, donker situasie wat ons beleef, iets wat van buite af met ons gebeur. Ons kan natuurlik dit ook self in ons bring.
Vir die volk was dit 'n situasie wat hulle self veroorsaak het. Dis nie God wat sy rug op hulle gedraai het nie, maar hulle wat hulle rug op God gedraai het. In hoofstuk 8 vers 6 tot 8 lees ons, hierdie volk, God se volk, het die kalm waters van Siloag verwerp en so bang geword vir die vyand. Hulle het self genoegsaam geword. Hulle het gedink, ons is oulik genoeg, ons sal self regkom. Maar toe begin hulle benoud rondskarrel en hulle het mediums en spiritiste opgesoek en selfs die sterre voorspel geraadpleeg. Al hierdie dinge het belangriker as God geword. En terselfdertyd het hulle begin om mense uit te buit, die armes te verdruk. Hulle was nog godsdienstig, maar hulle was eintlik ontrou aan God, want hulle godsdienst was net woorde. Dit het nie in dade sigbaar geword nie. Hulle het uiterlike godsdienst beoefen. Hulle het Sondag of op die Sabbat by die tempel bymekaar gekom, erediens gehou. Hulle het gebid, offers gebring, tiendes gegee. Maar hulle het tekort geskiet in die handhawing van reg en geregtigheid in die samelewing. Hulle het nie reg opgetree teenoor hulle medemens nie. Daar was nie barmhartigheid uitgeleef teenoor mense vir wie hulle dit moes leef nie. Dit was asof mense net nie meer saak gemaak het nie. Daar was 'n tyd asof liefde vir die naaste nie meer 'n plek gehad het nie. Die volk van die Here het hulle deur hulle optrede in die situasie laat beland dat hulle gevoel het, God is nie meer by hulle nie. En daarom roep Jesaja die profeet die volk op om weer vir God op te soek, om hom met hulle hele hart te dien. In hoofstuk 8 vers 20 lees ons, terug na die wet en die getuienis van die Here. Wie nie volgens hierdie woord praat nie, is sonder toekoms, sê die profeet. Dan maak hy hierdie profesie bekend wat ons saam gelees het. Die volk wat in duisternis geleef, in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. In die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie. Die belofte wat die profeet hier gee, as die belofte van die Here, het natuurlik vir die volk waar geword, in hulle tyd. Daar het iemand gekom om hulle te red, en hulle is gered uit hulle benarde situasie. Maar ons wat die Nuwe Testament het, kan terugkyk as Nuwe Testamentiese gelowiges, en dan weet ons hierdie woorde is ook van toepassing op Jesus, ons verlosser. Hy wat as lig vir die wêreld na sy eiendom gekom het. En daarom het ek die gebed, die foto met die begin, ook gelees uit Johannes 1, wat sê, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En in Johannes 8 sê Jesus self, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nie in duisternis leef nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Natuurlik is die een betekenis van die duisternis van die wêreld, dat mense so in sonde leef, dat hulle verlore is. Dis die duisternis van die Satan. Maar Jesus, die Seun van God, hy bring as lig van die wêreld, die lig na hierdie wêreld, wat so vol duisternis is. In die woorde van Jesaja, vir ons is 'n seun gebore, vir ons is 'n seun gegee, sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. En dan sê hy, God is die waarborg, dat hierdie vrede, dat hierdie goeie tyd, eindtyd sal duur. Ons het die laaste deel van vers 6 het gesê, daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige sorg. Hierdie seun wat gebore is, Jesus Christus, uiteindelik, alles daar baie in die wêreld wat hom nie wil herken nie, is die seun van God. Hy is die koning van die konings. Dit sê Kolossense 1 vir ons baie duidelik, as Paulus daar 'n loflied oor Jesus sing, wat sê hy is die eerste wat uit die dood opgestaan het, en hy die belangrikste plek wat hy in die heelal inneem. Jesaja sê vir sy volk, vir die volk, hierdie Messias koning sal anders wees
as die konings wat julle ken. Sy heerskappy sal gekenmerk word deur reg en geregtigheid. Die reg en geregtigheid wat julle as volk so agterweë gelaat het. En daarom is dit dink ek so belangrik dat ons vandag opnuut sal besef dat Advent vir ons kom sê, daar kom vrede, daar is vrede in die wêreld, en vandag se tema, daar is liefde. Dat ek en jy as kind van die Here hierdie liefde van God sal uitleef, omdat Jesus dit in ons harte ingebring het, in ons gedagtes, in ons lewe. En dan gebruik Jesaja 4 woorde of name om hierdie seun te beskryf. Die seun wat sal heers. Ons het gelees, hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Dat hy die wonderbare raadsman is, beteken dat hy is die een wat self die waarheid het. Hy is die een wat wysheid en kennis het. As ons dink aan konings en presidente, hulle het elkeen 'n klomp raadgewers, wat op elke terrein waarby hulle betrokke sal wees, vir hulle kom raad gee. Daar's geen raadgewer wat oor alles raad sal kan gee nie. Maar Jesus, die seun wat gebore sal word, hy is die wonderbare raadsman. Hy is die een wat goddelike vermoëns beskik. Hy is in homself die weg, die waarheid en die lewe. In hom is alle raad beskikbaar. Jesaja 28 vers 29 sê, die kennis wat van God kom is wonderbaar en laat alles voorspoedig verloop. Verder is die seun 'n magtige God. Hy verteenwoordig God op aarde. Hy maak nie net planne nie, hy voer dit uit. Ons sing baie keer saam met die kinders hierdie lied, my God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen nie. En dis wat hierdie belofte sê, hierdie seun is die magtige God. Daarom het hy sy lewe gegee, maar het hy ook die dood oorwin, toe God hom opgewek het uit die dood. En dan die derde naam is, hy is ewige Vader. En dit laat ons dink aan 'n koning, en soos dit 'n koning betaal, is hy soos 'n vader wat vir sy onderdane sorg. Natuurlik het in die Ou Testament vir die volk, baie van die konings het nie dit gedoen wat sy taak was nie. En vandag nog sal daar konings wees en presidente wat nie doen wat hulle taak is nie. Maar hierdie seun wat gebore sal word, is die ewige Vader. Hy wat, omdat hy ons liefhet, ons lewe in sy hand hou en vir ons sorg. Dis hy wat ons en die wêreldgeskiedenis in sy hand hou. Al is die wêreld so die mekaar, weet ons dat God as Vader en Jesus sy seun vir ons veilig in sy hand hou. Daarom kon Dawid getuig, by God, my Vader, is ek veilig. En dan gebeur wat ook al met my, ek is nie bang nie. En dan die vierde naam, hy is vredevors. Natuurlik, die vrede wat hy bring, is 'n ander vrede as wat die wêreld voorstaan. Die wêreldse vrede, en ons sien dit ook in die sogenaamde onderhandelinge daar in die tussen Oekraïne en Rusland. Die een sê, as jy jou wapens neerlê, dan sal ek, en as die ander een sê, as jy dit, dan sal ek. Dis so, die wêreldse vrede is net 'n afwesigheid van wapens vir 'n tyd, totdat een weer hierdie ooreenkoms verbreek. Maar die vrede wat Jesus gee, is 'n innerlike vrede, wat harmonie bring in my en jou lewe, dat al leef ons in 'n die mekaar wêreld, al is daar baie onvrede om ons, beleef ons sy vrede. Hy is die Messias, die seun wat gebore is, wat lig in duisternis bring. Daarom is die belangrike vraag weer in hierdie Christusfeestyd, wanneer ons dan op donderdag dink aan die geboorte van Jesus, leef ons in die lig van God, in die lig wat Jesus is. Die volk van die Here het 'n vroomheid gehad, en uit God se lig beweeg, en hulle self in duisternis bevind. Verder dan skryf, ware godsdiens
is harde werk. Dis doen in plaas van voorgee. Dit vra om naby God te leef, om in sy lig te leef. Om daarom meer en meer draers van God se lig in die wêreld te word. Ons gaan nou net afsluit met die lied, helder skyn u lig vir die wêreld. En as ons dit sing, dan gaan ons daarmee iets vir die Here sê, Here, laat u lig deur ons skyn, sodat wanneer mense met ons in aanraking kom, hulle u lig sal sien. Die wêreld is so besig met sy eie dinge. Ek en jy as kind van die Here mag nie so ingetrek raak in die wêreld, dat ons nie meer draers van God se lig sal wees nie. Wanneer ons nou weer Christusfees vier, moet ons onthou dat die nag en die duisternis van die wêreld nie die laaste sê het nie, maar wel die lig van God, die verlossing wat Jesus gebring het. Dit het uiteindelik die laaste sê. Daarom moet ons mekaar opnuut herinner, ons is draers van God se lig. En wanneer ons mekaar ook ondersteun as ons hier uitgaan en liefde gaan leef, dan word ons geloof en godsdienst prakties sigbaar en is ons lig van God in die wêreld. Mag ons die lig van God in die wêreld indra. Juist ook nou in 'n tyd wat die wêreld dit so nodig het. Ja, die wêreld sing saam aan die liedere wat gespeel word, maar dit verstaan so min van die boodskap van die Christusfees. Mag ek en jy, as ons iemand aanraak, met iemand praat, iets van God se lig in hierdie donker wêreld indra en getuies van God bly tot sy eer. Amen. Hemelse Vader, ons leef in 'n de mekaar wêreld. Dis baie keer vir ons moeilik om in hierdie wêreld staande te bly. Maar dankie dat ons opnuut kon hoor dat Jesus, die Seun wat gebore is, dat hy lig in hierdie duister wêreld gebring het. Ja, hy self is die lig. En dankie dat u lig, sy lig, deur ons kan skyn. Help vir ons om by mense te kan stilstaan, om iets te wys van u lig, wat u in die wêreld gebring het. Dankie Here dat ons kan deel in hierdie wonderlike boodskap van die Christusfees. En mag ons dit anders vier as mense van die wêreld. Dankie dat ek vir die gemeente kan bid, vir elkeen wat siek is, elkeen wat hartseer beleef, elkeen wat 'n krisis beleef, maar dankie ook vir vreugde, dankie vir seëninge wat ons elke dag uit u hand ontvang. U het vir ons weer geseën met reën. Ja, die laaste tyd is die reën, gaan dit gepaard met storm, met baie keer skade. Here, help vir ons as ons dit ook sien, dat ons sal onthou dat ons aan u kan vashou. Al is die wêreld in mekaar, u bly dieselfde, en u sal ons nooit alleen los nie. Dankie Here, dat ons met die wete die wêreld kan ingaan, en u lig in die wêreld kan indra. Seën asseblief vir ons in die week, ook in die laaste voorbereiding, wanneer ons die Christusfees vier donderdag, en wanneer ons ook weer hier by mekaar sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.